Hartlike goeiemôre. Mag die Here vir ons ryklik seën by hierdie geleentheid. Dit is wonderlik om so saam met u weer te wees. Hierdie is kokerbome en wat nogal baie interessant is van hierdie kokerbome is dat daardie blomme aan die beginstadium is eetbaar en dan het hulle die smaak van asperges. Daardie blomme het 'n sterk geel kleur wat dan ook die suikerbekkies nooi wat dan ook daardie nektar kom vreet by daardie blomme. Nou hierdie bome kan omtrent so 80 jaar oud word. Dit is omtrent hulle leeftyd en dan kan hulle deur swaar droogte omstandighede kan hulle steeds nog aan die gang wees. So net so 'n bietjie interessantheid rondom die kokerbome. Net so kom die Here en hy bring ons ook partykeer in omstandighede in. Wat is ons optrede binne in daardie omstandighede? 1 Johannes 4 vers 20 sê: As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê want wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het ook sy broeder moet lief hê. Ons staan stil by die gedagte van die opdrag wat die Here Jesus Christus dan ook gegee het, as hy dan gesê het, as ek gawe na die offer bring, dan moet ek daardie gawe laat staan as daar iets tussen my en my broeder is. Daarom is dit so belangrik dat ons moet besef dat elke ene het nood aan versoening. Net soos wat ons teenoor God nood het aan versoening, so is daar broeders en susters wat ook nood het aan versoening. Daarom dat die Here ook vir ons sê dat ons met ons broeders moet gaan versoen. Ons is skuldenaars teenoor God, maar so ook as die woord sê my daar byval by daardie altaar, dat daar iets tussen my en my broeder is, dan is dit nodig om te besef dat ek ook 'n skuldenaar teenoor my medemens is. Dit gaan oor daardie verhouding en dat daar soete gemeenskap is alvorens ek my offer kan kom bring. Daarom moet ons ook besef dat wanneer 'n persoon afgesny word, is ek eintlik besig met skynheilige aanbidding. Enige aanbidding wat nagelaat word, dat daar versoening is nie ware aanbidding nie. Daar moet eers harmonie wees tussen my en God en tussen my en my medemens. Dan kan daar ware aanbidding ook wees. 1 Samuel 15 vers 22 sê, daarom sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as vet van ramme. Hier gaan dit ook oor die offer wat gebring word. En die Here sê dat hy meer as daardie offers ons gehoorsaamheid soek. Ons wil baie dinge aan die Here offer. Ons wil baie keer ons tyd aan hom offer, ons diens, ons geld, soveel dinge wat ons aan die Here offer. Maar hy sê, as ons naalaat om gehoorsaam te wees, en in besonder ook wanneer kom by sy bevele, dan kan ons maar te vergeefs daardie offer bring. Dit gaan ons niks baat nie. 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So dit gaan oor die verhouding tussen 'n man en vrou ook. Daardie verhouding moet reg wees, sodat ons gebedes nie verhinder mag word nie. Kolossense 3 vers 19 sê ook, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitterd word nie. Ons moet in die regte verhouding wees teenoor daardie persoon wat die Here vir ons gegee het as lewensmaat, sodat ons offer wat ons bring, ons gebedes nie verhinder mag word nie. Die laaste gedagte, Matteus 5 vers 24. Laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder. Kom dan en bring jou gawe. Nadat daardie versoening plaasgevind het, dan kan ons met daardie persoon ook versoen word. Ons moet nie vergeet, ons reaksie as ons trots is of nalatig of 'n gebrek aan liefde is net so verkeerd in die oë van die Here. So dit gaan nie oor wie reg en verkeerd is nie, gaan oor die optrede teenoor die ander persoon en daardie gevaar van selfregverdiging, dat ons onsself nie sal regverdig nie, maar sal buig, die minste sal wees gaan regmaak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die werk van versoening. U het vir ons kom wys hoe dit lyk en mag ons ook deel daaraan
Amen.